Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons na Johannes 8 vers 12 tot 59. En ons sien dat Jesus met die Fariseërs, skrifgeleerders en die Jode wat rondom hom is, en sommige van hulle wat selfs aan hom geglo het, gesels. Jesus raak 'n paar belangrike dinge aan in hierdie gedeelte. Dinge soos dat hy die ware lig is, dat hy en sy Vader saam getuig, dat van hulle wat daar staan, se vader die duiwel is, en dat dit meer vat as om net te glo om regtig gered te word en die oordeel wat kom vry te spring. Die belangrike is dat hy wel vir hulle sê dat daar hoop is, dat daar lig is, en juist daarom het ek en jy daardie hoop dat ons waarlik gered kan wees. Ons lees in vers 12 tot 20 waar Jesus nog een van die 7 ek is stellings van homself maak. Jesus sê aan hulle in vers 12, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Dit is interessant dat die woorde van vers 12 deur Jesus aan hulle geleer is in die tempel waar die skatkis is. En as ons na die Joodse feeste gaan kyk, is dit heel blykbaar dat hierdie lering van Jesus juis net na of gedurende die fees van Tabernakel Sukkot was. Tydens hierdie fees was daar 'n groot seremonie genaamd die verligting van die tempel, wat die rituele aansteek van 4 goue olielampe in die hof van vroue behels het. Hierdie was reuse kandelare van meer as 75 voet hoog, wat die tempel snags verlig het om mense te herinner aan die 4 kolom wat Israel uit die woestyn gelei het. En dit is waar Jesus vir hulle sê, dat hy is die lig, dat hy die bron van lig is, waar die verlorenes uit duisternis na lig sal bring. Vir die wat dit gehoor het, het dit nie sin gemaak nie, en hulle het dit uitgedaag dat sy getuienis vir homself was, en nie gegrond is nie. Maar Jesus staan vas, dat daar 2 is wat getuig, hy en sy Vader. Dan lees ons verder van vers 21 tot 30, waar Jesus eintlik vir hulle sê, dat hulle hom nie ken nie, en so ook nie die een wat hom gestuur het nie. Alhoewel hulle die geskrifte geken het, en weet dat die profete en die psalms juis daarvan getuig dat daar 'n verlosser sal kom, het hulle dit nie regtig geglo en verstaan nie. Maar vir Jesus was dit belangrik dat hulle weet dat hy en sy Vader een is, en dit wat hy van getuig, slegs dit is wat die Vader vir hom gesê het. Totale gehoorsaamheid van Jesus en absolute oorgawe om die wil van die Vader te doen. En so kan ek en jy van Jesus leer in hierdie oomblik. Hierdie gedeelte verwys Jesus na sy kruisiging, dat slegs wanneer hy verhoog gaan word of aan die kruis gaan hang, sal hulle verstaan dat hy is. En so het dit tog gebeur. Eers het die dief langs hom aan die kruis dit verstaan, daarna die hoofman oor 100 wat uitroep, waarlik, hy is die Seun van God. En daarna Petrus se eerste preek, waar oor die 3000 tot bekering kom, en geskryf is dat hulle diep in hulle harte geraak was. Dit is wat die lig van die wêreld doen, wanneer ek en jy en mense om ons in aanraking met hom kom. En selfs in hierdie gedeelte lees ons in vers 30, dat daar baie tot geloof gekom het, terwyl Jesus juis praat en verwys na sy kruisiging. Ons lees in vers 31 tot 47, waar Jesus dit duidelik maak dat hulle nie die Vader in die hemel ken nie, maar alhoewel hulle glo, nog steeds die wil van hulle eintlike Vader die duiwel doen, wat hulle mislei en aan hulle leuns vertel, en juis hieraan moet ek en jy ons verhouding met Jesus en die Vader meet. Waar staan ek en jy, wanneer dit kom by ons gehoorsaamheid aan die Vader? Net na hulle tot geloof gekom het, sê Jesus aan hulle in vers 31, en hier is 'n belangrike vers vir my en jou. Jesus sê vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle onmiddellike antwoord was dat hulle die nageslag van Abraham is, en nog nooit slawe was nie. Kyk net hoe verstrengel is hulle in die leuns. Het hulle so vinnig vergeet dat hulle slawe van Egipte was, van die Babiloniërs en die Siriërs, en selfs op die oomblik wat hulle met Jesus praat, was hulle onder die Romeinse ryk. En daarom sê Jesus vir hulle, dat hy nie net na die fisiese omstandighede of slawerny kyk nie, maar na die geestelike ook, want Jesus verwys na die slawerny van sonde, waarna hulle nog vasgevang is. Jesus sê dat elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van sonde, maar dat ons 'n geleentheid het
om nie meer slawe te wees nie, maar seuns, wat nooit die huis van sy meester sal verlaat nie. Hierdie is wonderlike nuus, want ek en jy kan seuns en dogters wees van die Vader. Beteken dit dat ons sonder sonde sal kan lewe totdat hy weer kom en dit kwalifiseer ons om seuns en dogters te wees? Nee, heel moontlik nie. Maar as ons vashou aan hom en getrou bly aan hom, sal ons nie meer 'n slaaf van sonde wees nie. En daarom gee Jesus die goue draad vir hulle in vers 51. En dit sê, dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Jesus maak dit duidelik aan die einde dat hy nog voor Abraham was en dat hy vandag nog steeds is. Hierdie is 'n belangrike lering wat vandag nog van toepassing is vir my en jou. Is Jesus die lig in jou lewe? Is jy dalk nog 'n slaaf van sonde? Ken jy Jesus en neem jy sy woorde ter harte? As dit so is, dan leer ons ook uit hierdie stuk dat dit nie net genoeg is om tot geloof te kom nie, maar dat ons daadwerklik ook die werkwoorde in die wandel saam met die Here, in die woord van God, in ons lewens moet begin toepas. Ons lewens moet begin getuig dat ons navolgers is van hom in wie ons glo. Dat ons sal opstaan, dat ons sal uitgaan, dat ons sonder ophou sal bid en die Heilige Gees sal vra wat die Vader se wil in ons lewens is elke dag. Charles Spurgeon sê die volgende: daar is slegs een deur na redding en dit is Jesus Christus. Daar is slegs een weg en dit is Jesus Christus. Daar is slegs een waarheid en dit is Jesus Christus. Daar is slegs een lewe en dit is Jesus Christus. Mag Jesus die ek is wees in jou lewe vandag. Mooi dag vir julle.